Ons doen vraag 11. Dis van die graad 11 nasionale senior sertifikaat. Hulle gee so 'n skets en hulle vra bewys in die eerste plek dat ook B1 gelyk is aan T3. Kom ons kyk of ons dit kan merk. Daar is B1 en daar is T3. Nou hulle gee dat BE en EC raaklyne is, hulle gee dat TE ewewydig aan AC is. Dit beteken dat ek weet natuurlik dat daardie hoek is ook 'n groen hoek. En daardie hoek is natuurlik ook 'n rooi hoek, want is hoek tussen raaklyn en koord. Nou moet ons dit net mooi reg neerskryf. Ek gaan begin en sê dat hoek B1 is gelyk aan hoek A. Die rede daar is natuurlik hoek tussen raaklyn en koord. En dan kan ons sê maar hoek A is gelyk aan hoek T3. Dis ooreenkomstige hoeke en die lyne wat ewewydig is TE ewewydig aan AC. En dit beteken dat hoek B1 is gelyk aan hoek A. Kom ons merk net alles hoeke wat gelyk is nou met dieselfde kleur. Daar is al daardie hoeke is nou gelyk. Vraag 11.2. Bewys dat TBEC 'n koorde vierhoek is. Kom ons merk hom net, TBEC. Nou gewoonlik as mens so iets 'n koorde vierhoek moet bewys en die hoeklyne is verbind, gaan jy daai omgekeerde omtreksoeke probeer. So as ons byvoorbeeld kan bewys dat C3 ook 'n rooi hoekie is. En omdat hierdie twee raaklyne is B1 en C3 natuurlik gelyk aan mekaar. So kom ons skryf dit neer. Hoek B1 is gelyk aan hoek C3. Die rede is dat EB is gelyk aan EC raaklyne. En ons moet seker sê hoeke teenoor gelyke sye. En dit beteken natuurlik dat TBEC 'n koorde vierhoek is. Want die rede hierso is dat hy sommer omgekeerde hoeke in dieselfde sirkelsegment. Vraag 11.3. Vra hulle bewys dat ET vir hoek BTCL4. So ons wil T2 ook graag 'n rooi hoekie kry. Kom ons kyk of ons dit kan doen. T2 is natuurlik gelyk aan B1. Hoekom? Want hierdie persding is nou mos 'n koorde vierhoek en dit is nou omtrekshoeke. So ek gaan daar neerskryf omtrekshoeke. En ek het alreeds bewys dat B1 gelyk is aan T3. Dit het ons reeds gedoen in die vorige som. Dit beteken dat T2 is gelyk aan T3. 11.4. Indien dit gegee word dat TB, kom ons begin met blou, 'n raaklyn aan die sirkel deur B, F en E is, ons trek so 'n sirkel daardeur. Sien, dit beteken outomaties daardie hoek is gelyk aan daardie hoek. Dit help as jy so 'n sirkel intrek. Goed, wat wil hulle hê moet ons bewys? Bewys dat TB is gelyk aan TC. So ek wil ook B2 en ook C2 gelyk aan mekaar kry. Kom ons begin met ook B2. Ek weet dat ook B2 is gelyk aan ook E2. Onthou hulle gee dat dit is 'n raaklyn. So dit is ook tussen raaklyn en koord. Ook tussen raaklyn en koord. Verder weet ek dat E2 is gelyk aan ook C2. Dis omtrekshoeke. En nou het ek vir C2 en B2 gelyk. So TB is gelyk aan TC. Dit is sye teenoor gelyke hoeke. In die laaste plek, vraag 11.5, vra hulle bewys vervolgens dat T is die middelpunt van die sirkel. Nou ek weet reeds dat daardie lyn en daardie lyn is ewe lank,
as ek dus net daardie lyn ook daar kan kry, so as ek vir hoek A en vir hoek C1 gelyk kan bewys. Kom ons kyk waaraan is hoek C1 gelyk. Hoek C1 is definitief gelyk aan T2. Dis verwisselende hoeke. En die lyne wat ewewydig is nog steeds TE, ewewydig aan AC. En ek weet natuurlik dat T2 gelyk is aan hoek A, ek het dit reeds bewys. Dit beteken natuurlik dat hoek C1 is gelyk aan hoek A. En dit beteken dat TA is gelyk aan TC. Dis weersye teenoor gelyke hoeke. En dit sê nou vir my dat TA is gelyk aan TC is gelyk aan TB. Dit beteken T moet die middelpunt van die sirkel wees, want ek het radiusse daar wat gelyk is.